Halleluja. Vader, ek salf vir die jongman, sit jou hande net in my hande, laat lê jou hande net so in my hande. Ja, sê. Vader, vanoggend wil ek kom, Here, en ek sê dankie dat U hom vul met U Gees. Vul hom met U Gees. Doop hom met U Gees. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Here, hy het nodig. Here, hy het nodig om U Gees, Here, nie na mate nie, Here, te ontvang, in oorvloed te ontvang, my God. Vader, dankie vir die honger, dankie vir die dors, Here, in sy Gees. Thank you, Lord Jesus. I worship you, Lord. Dankie, Here. Soos U hom doop met U Gees, gee U hom nuwe tale om in te spreek. Here, 'n nuwe tale waarmee hy U aanbid, my God. U liefhet, U min, my God. Halleluja, Here. Elke dag by U voete sit, my God. Here, en hy bid in sy hemelse taal. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, Vader. En in hierdie dag salf ek hom. Lord, you will not be here. Here, hy sal nie net dan vir 'n oomblik wees nie. Hy sal nie wees daar waar die voëls dadelik net die saad opgetel het nie. Hy sal nie wees daar waar die rotsagtige grond nie, Here. Hy sal nie tussen die dorings en die distels wees nie. Here, ek salf hom, my God, vir 100voudige oes, Vader. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus, Here. En Here, ek sê dankie soos ek my hande op hom lê. Here, daai honger en daai dors na U, o God, in Jesus mooi naam. Amen en amen en amen en amen. Kyk vir my. Jy sien om na hierdie jongman, hè? Okay, halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Wie het siekte in die liggaam? Is daar enige vrou vanoggend in hierdie gehoor, jy sukkel bietjie met die moeders gedeelte van jou? Vroue dele. Kan wees. So jy. Hou maar vas. En dis nou myne, jy kan net uitsalwing kry daar. Halleluja, jy kan julle eie lappies jy. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Ek wil met jou praat oor, en ek wil graag hê, ons kameraman moet nou hoor wat ek sê. Dis saai en maai deel 4. Nie maai en saai nie, dis saai en maai. Dis saai en maai, nie maai en saai nie. First sow and then reap. So eers saai, dan maai. Dan moet jy weer saai. Maar alles begin eers met saai. Amen en amen. Ek wil met jou deel, ons gaan na die 4de boodskap volgend na saai en maai. En kind van die Here, ek weet nie van jou nie, maar daar moet tog 'n tyd in jou lewe kom dat jy sê die woord, God se woord, God se logos woord, nou moet nou rema word. Met ander woorde, logos beteken God se geskrewe woord, rema beteken God Heilige Gees geopenbaar, die woord wat hy geskryf het, wat God bedoel het, né? Jy sien, help ons as goeie kerkgangers, maar ons dra nie vrug nie. En jy kan nie vrug dra as jy nie die saad kan ontvang nie. Jy kan onder die geklank van die woord sit, maar nog nie te sê jy ontvang die saad nie. Jy sien, hoe gaan ek weet, hoe gaan jy weet of jy die woord ontvang het?
is daar 160-30 oes is. Jy sien, anders ontvang ons dit in die intellek. Nou, en die wêreld kyk daar buite na ons. En dan sê maar, wat is die verskil tussen ons en julle? Ons praat een ding, maar ons kan dit nie wys nie. En dis wat Paulus so mooi sê, hy sê vir die Korintiërs, ek kom na julle toe, nie met oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar van 'n betoning van krag. So, ek het verlede week vir julle gesê, en die mieliepit wat pastoor Ferdi toe hy gepreek het oor die saai en maai die 100voudige oes, nou die mieliepit, en ek het nou al baie gesit en dink oor hierdie mieliepit. Want dit was so 'n mieliepit, sien jy? So 'n mieliepit. En dis 'n mieliepit, sien jy? Nou as jy na die mieliepit kyk, dan kan ons sê maar, hierdie mieliepit kan vir ons 'n oes gee. Hy kan ten minste 3 mieliekoppe voortbring. Waarom dink jy onmiddellik? Dit is in die mieliepit, Maar in hierdie tyd het ek so 'n bietjie na hierdie mieliepit kyk, nou begin ek 'n bietjie te meer wonder oor die mieliepit, Jy sien, hierdie mieliepit, het iets nodig. Hierdie mieliepit het iets nodig voordat hy kan oes bring. Grond, water. Hy het 'n liggaam nodig. Hy het 'n liggaam nodig. Die liggaam kom eerste en dan kom die mieliekop. Die boontjie plant kom eerste en dan kom die boontjies. Is dit reg so, Kali? Kali is 'n boer. Nou hy boer, hy's 'n plaasboer, Okay? 'n groenteboer, Okay? En ek het vir julle goeie nuus, hy gaan tomaties ook plant, hoor, vir julle die vir tomaties. Ons gaan tomaties kry. Maar hierdie put het 'n liggaam nodig. Hierdie is die saad, maar hy het 'n liggaam nodig. En toe Vader vir sy seun Jesus 'n liggaam gegee het, en hy het hom die hoof gemaak van die liggaam. Maar sy liggaam is u en ek. We are the body of Jesus Christ. We are the church. Ons is die kerk. As daar nie 'n liggaam is nie, dan word die saad gemors. Sien, en nou kom ons terug na saai en maai toe, deel 4. En jy sien, kind van die Here, ek weet nie van jou nie, maar ek raak meer en meer sê, Here, die kerk verstaan nie die woord nie. Ons verstaan nie die krag van die woord. Ons hou van mooi prediking, Baie ons wil hê jy moet vanoggend uit die hel uit preek, en vanaand wie in die hel, sodat jy volgende Sondag al weer die hel uit kan preek. Jy sien, dis hoe menigte evangeliste werk, Jy sien, want hulle soek 'n gehoor. Jy sien, maar dis nie waaroor Jesus wil hê ons met sy liggaam wees, waardeur hy die vrug kan voortbring, die vrug van sy woord. Die vrug van sy woord, die vrug van sy woord word gemanifesteer, gedemonstreer deur 'n liggaam. Daardie mieliepit, as hy nie 'n mielieplant het nie, kan hy nie koppe maak nie. Maak dit sin? Kan hy nie koppe maak nie. Sien, kind van die Here, en ons sit met 'n probleem. Ons wil wonderwerke sien, ons wil tekens sien, ons wil die hand van God sien, maar ons wil nie die liggaam wees nie. Ons wil nie die een wees waardeur die vrug moet kom nie.
Want jy sien, Satan is 'n meester om jou 'n kerkganger te hou, 'n kerkmens te hou. Nou, wees maar net 'n lidmaat, nou wees elke Sondag hier, nou, en vereer die Here dan ook nog maar jou offers en jou tiendes, en luister baie mooi, kind van die Here, die woord het die vermoë om te doen dit wat hy sê. Maar hy het 'n liggaam nodig. Jy sien, en dis hoekom hy vir ons sê in Efesiërs hoofstuk 1, lees maar van vers 19 tot aan die einde, sê hy, Vader het Jesus hoof gemaak van die kerk, die liggaam van die gemeente, en u en ek is dan nou die liggaam, ons is die gemeente, waardeur hy hom openbaar wil maak. So, kind van die Here, ek en jy moet hierdie woord beginne daarom nou, iewers moet daar nou moet daar nou lewe kom. Moet daar lewe kom, kind van die Here. Wat is dit wat die vrug weerhou in jou lewe? Sien, het is lekker om kerk, man, is lekker om kerk, ek hou van kerk. Ek hou van jou, ek is lief vir julle. Steek jy wel maar so 'n bietjie ou se kop nek so twis, jy weet. Maar dan is sê kom maar, maar weer hier so teen my, jy weet jy, Dis maar so, nou jongen. Jy sien, wat wil ek jou sê vandag? Dan moet nou 'n tyd aanbreek, dat die woord van God beginne 'n vrug voortbring. Ek gaan een van die dae 'n boodskap bring. Watter tekens volg jou? Ek het dit opgeneem vir kruiskyk, maar ek sal die boodskap hier ook bring. Maar nou maak jy Bybels oop saam met my by Lukas hoofstuk 21. Lukas 21, maak hom vir my daar oop. Dan lees ek vir jou sommer net gou uit Lukas 17 uit. Filippus ken dit goed, né? Philip ken dit baie goed. Nou hoofstuk vers 21 sê hy, okay, so sê, kom ons lees van vers 20 in hoofstuk 17. En toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Sien, hulle het weer na die herstel van Israel as 'n regering verwys, okay? Nou sê hy so, en hy het hulle geantwoord en sê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie. Want die koninkryk van God is binne in julle. Jongman, toe jy sê, Here Jesus, ek neem U aan as my verlosser, toe kom maak hy woning in jou gees. Nou, toe word jou liggaam, nou die kerk. Okay? So dit is onskriftuurlik vir pastore om te sê, of dominee sê, welkom in die huis van die Here. Dis onskriftuurlik. Welkom in die onderlinge byeenkoms. Want ons is die kerk. So die kerk gaan nie kerk toe nie, die kerk gaan na die onderlinge byeenkomste toe. Nou sê Jesus vir die disippels, hy sê die koninkryk van God is nou in julle. Kind van God, geliefde luisteraar op YouTube, luister mooi. In Matteus 6 bid Jesus en leer sy disippels om te bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, beantwoord dat U naam afgesonder word, soos in die hemel, so ook in hierdie koninkryk. So, het God se koninkryk gekom? Ja, hy het gekom. Wanneer kom hy vir my en jou? Die dag toe jy die Here Jesus aanneem as jou saligmaker, as jou verlosser,
toe jy met jou hart glo, met jou mond bely dat Jesus is die Seun van God en God het hom deur sy Gees opgewek uit die dode. Nou, toe kom maak hy woning in jou gees en jou gees is in jou liggaam en jou liggaam word ook gebruik deur jou gees, deur jou siel om vrug voort te bring. Nou as die koninkryk van God nou in ons is, want dis wat die woord sê. Dis wat die woord sê. Hy sê the kingdom of God is within us. Nou vra ons, is daar armoede in die hemel? Nee. Is daar siekte? Nee. Is daar afguns? Nee. Is daar jaloesie? Nee. Is daar moord? Is daar dronkenskap? Nee. Maar nou is die koninkryk van God in ons. Maar nou word ek en jy sy liggaam waardeur God hom openbaar wil maak. So hou op om 'n kerkganger te wees. Begin om liggaam van Jesus te wees. Here, ek is u liggaam, ek is die kerk waardeur u geopenbaar moet word. Want dis wat hy ons in 1 Petrus 2 sê. Hy sê, julle is 'n koninklike priesterdom, heilige naas volk. Om wat te maak? Om die deugde van hom. So dan moet ek en jy baar Jesus aan die wêreld. So hou op om net 'n kerkganger te wees. Hou op, man. Jy bedrieg jouself. Jy bedrieg jouself en Satan bedrieg jou en jy glo hom. Ek is 'n goeie lidmaat, ek moet net kerk toe kom. Nee, kind van die Here, jy kom onderlinge byeenkomste toe waar jy toegerus word om vrug te dra. Amen. Jy sien, kind van die Here, nou sê die koninkryk van God is in ons. Nou maar kom ons gaan nou na hoofstuk 21 toe. Vers 26. En die mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskit word, nee. Kind van God, hierdie harte van vrees is nie hartaanvalle nie. Dis harte, dis jou gees wat vrees. Kind van God, het jy al ooit gedink, gaan jy hemel toe? As Jesus kom, nee, gaan hy jou toelaat in die hemel? Het jy dan al ooit 'n bietjie stil geword? Nee. Hoekom moet hy jou toelaat? Sien, ons is kerkgangers, ons dink nie hierdie goedjies, dit gaan alles oor my verhouding met God. Ek gaan nie hemel toe verwerk, omdat ek gewerk het vir die koninkryk van God. Nee, ek gaan hemel toe, omdat my gees weergebore is deur die bloed van die lam, Jesus Christus. En uit daardie verhouding uit, luister mooi, uit daardie verhouding uit, produseer Jesus Christus in my die werke van die koninkryk. Jy sien, kind van God, staan by iemand se sterfbed. Wat nog by hulle bewussyn is. Maar hulle weet, hulle is besig om te gly. Hulle is besig om oor te gaan. En daardie persoon se verhouding met God was nie reg gewees nie. Sien, kind van die Here, maar die liggaam van Jesus Christus moet produseer. Maar hier sê Lukas, hy sê,
daar's 'n vrees, daar's 'n angsbevangenheid. Harte beswyk van vrees, omdat hulle die evangelie van die koninkryk van God nie ken nie. Ons is so vol dogmas. Verskoning, ek skiet die dogmas af nie. Maar prediker, ek sê dit publiek en jy kan my aanhaal. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars is daar om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Vir hulle dienswerk. Tot opbouing van die liggaam van Jesus Christus, sodat Jesus gestalte kry. Soos my prediking nie Jesus in jou lewe gestalte laat kry nie, dan doen ek nie my werk nie of jy luister nie. Ons hoor maar ons luister dan. Jy hoor maar jy luister nie. Ag, baie dankie suster. Sien kind van God, daar moet 'n tyd kom. En daar's 'n dringendheid in my gees, dat ons die krag van die woord, want ek praat oor saai en maai. So ek saai die woord. Iewers moet ek dan iets oes. Iewers moet ek hoor. Maar ek het hierdie ouens na die Here toe gelei. Iewers moet ek hoor. Ons het daai duiwels uitgedryf. Iewers moet ons dan hoor. Daardie persoon is van tik bevry. Iewers moet ons hoor, daai ou, hy was 'n gutter sweeper geweest, maar hy is nou nie meer 'n gutter sweeper nie. Hy het opgestaan, omdat ek die evangelie, omdat ek Jesus naam toe gevat en sê, hey, jy kan nie langer so lyk nie, jy kan nie meer daar in jou uitbraaksels lê nie, kom, Jesus het jou lief. Dis die vrug, jy sien, hy wat in jou is, hy wil sy liefde manifesteer en demonstreer deur sy liggaam. En dis hoekom jou liggaam so belangrik is vir jou vrou, en jou vrou se liggaam so belangrik is vir jou. Al werk jy ook hoor. Ai, Here help my. Kind van God, daar's 'n tyd dat ek en jy moet verstaan. Hulle harte het beswyk omdat hulle die evangelie van God nie ken nie, omdat hulle die krag van die woord nie ken nie. Hulle ken nie. Ek het jou vanoggend gesê, hierdie mieliepit kan net produseer koppe dra wanneer hy 'n liggaam het. En u en ek is die liggaam van die Here Jesus Christus na wedergeboorte. Nou moet ons begin 'n vrug dra. Sien maar wat sê hy vers 33? As jy die hemel en die aarde sal verbygaan, wat sê jou Bybel? Wie het dit gesê? Trompie. Jesus sê, die hele wêreld sal verbygaan. Alles sal verbygaan, maar my woorde nooit nie. Nou as die Here Jesus sê, jy's meer as 'n oorwinnaar. As Jesus sê hy groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. As Jesus sê, jy is tot alles in staat deur hom wat jou die krag gee. As hy sê, dan moet orde wees. Dan moet daar orde wees. Jy sien kind van die Here, ons hoor die woord, nee. Maar ons hoor nie die krag van die woord nie.
Want as u en ek die krag van die woord ken en verstaan, sal geen demoon dit waag in die parel nie. Of daar by jou groentetuin dat hulle die wurms wil insteek om jou mieliepitte of goed soos te eet nie. Kom kind van God, luister mooi. Luister mooi, jou man, luister en leer van die begin van jou geestelike lewe die krag van God se woord. Moenie laat iemand jou oorstreel nie. As iemand jou nie wil toerus sodat Jesus in jou gemanifesteer kan word, jy hardloop, gaan soek vir jou 'n ander plek. Hy het die plek gevind. Kind van God, as die Here Jesus sê, luister mooi, ekskuus tog, luister mooi, ouens, luister met jou gees. As Jesus sê, alles sal verbygaan, maar sy woorde nooit nie. Wat se woorde van praat hy? Evangelie. As Jesus, Papa Vader dit gesê het, staan dit vas. Ons gee nie ag. En ons laat toe dat die voëls van die hemele die saad steel. Ons kom partykeer emosioneel, ons vat die saad en dit groei, maar dit is op rotsagtige grond. Jy moet Jesus ken, jy moet Jesus ken, jy moet die spreker, wie se woord, hy is die woord, jy moet hom ken. Jy moet hom ken, dis die woord, dis Jesus. Maar dis asof ons net 'n mooi woord doen. Ons hoor dit, ons gaan by daai deur uit en is dit weg. Wie die hartseerste vir my, vir hierdie pastoorste, hoeveel mense het gekom en hoeveel mense het gegaan, maar nooit vrug gedra nie. Die woord het gekom, hulle het opgekom, ons agter, al die diepte gehad nie. En anders weer tussen dorings en distels, en die dinge van die wêreld, die hartseer is, hoe mense teruggaan, die hond gaan terug na sy eie uitbraaksels toe. Ewe skielik kom die sigarette terug. Ewe skielik kom die black labels kom terug. Ewe skielik begin die ontrouheid. Ewe skielik begin die diefstal inkom. Ewe skielik begin hulle weer te lieg soos 'n matroos. Dan trekke. Hulle vloek soos 'n matroos, né? Ja, hulle vloek soos 'n matroos. Dit kom net terug, né? En as jy kom kry, né, dan het die wêreld jou weer ingesluk, want die krag van die woord, omdat jy die krag wat jy die woorde wat jy ontvang het jy nie gekoester nie. Jy het dit nie jou deel van jou lewe gemaak nie. Jy het nie tot aan die einde gesê, Here, ek gaan deurdruk. Nee, al val ek, die woord sê, al val die regverdige 7 maal, ek tel hom op. Maar vrug gaan ek dra, Here. Vrug gaan ek dra, Here, en ek settle nie vir 30, sê ek, Here, ek wil 100voudig vrug dra. Sien jy, as jy strewe vir 100voudige vrug, nee, en jy kom nie daar buite, gaan jy ten minste 60 hê. Maar as jy die strewe vir 30, jy al die 30, jy kry jy niks nie. Ek wil u bemoedig vandag, die krag van die woord, dit sal nie verbygaan nie, Kali, God het gesê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Hy het gesê, jy's 'n koning. Hy het gesê, jy's 'n priester. Hy het gesê, jy's 'n ambassadeur. Hy het gesê, jy's 'n medewerker. Hy het gesê, jou liggaam is 'n tempel van God se Gees.
Hy het dit gesê, né? Hy het gesê, né? More than a conqueror. Hy het gesê, groter is hy wat in jou is in die wêreld is. Hy het gesê, die dief wat gekom om te steel, slag en te verwoes. Hy het die duiwel uitgeklee. Dis hartseer dat die kinders van God die duiwel nie sien nie. En ek soek nie enige duiwel in enige iets sien nie. Maar ek sê vir jou vandag, né, die woord lig hom uit. Die woord lig hom uit. As hy gesê, die dief het gekom te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom met jy lewe en lewe oorvloed kan hê. Wat is jou bekommernis? Wat is jou bekommernis? Wat is jou bekommernis? Het jy gesê jy moet jou bekommer? Nee. Het hy gesê, daar gaan nie bekommernisse kom nie? Hy het gesê, daar gaan bekommernisse kom. Maar wat het hy gesê, wat moet jy maak as daar bekommernisse kom? Gee dit vir hom. Bring dit na hom toe. Hy sê, want ek sal dan na hom sien. Hy het dit gesê. Hy het dit gesê. It's time for you, sister, to trust God for the light, for the power of God. En ek praat nou met Lexie. Dat jy God vasgryp. Sê, Here, laat u lig, u krag so kragtig in my sal wees. As ek instap waar u nie geëer word nie, Here. Laat u lig en die krag op daai mense val. Laat hulle sal weet, jy is van God af. Jongman, ekskuus tog maar, jou naam is nou weer? Curtis. Wees te mooi. Jy moet dit nie vergeet ek nou vir jou sê nie. Jesus sê in Johannes 8 vers 44. Daar sê hy, Jesus sê, die duiwel is die vader van die leuns. Nou sê Jesus vir die skrifgeleerdes, die fariseërs van daardie tyd, julle het die vader. Ag, die duiwel is julle vader, want julle doen. Maar hy sê, hy's 'n leuenaar. Ek wil vir jou vanoggend sê, glo wat God se woord aangaande jou sê. As die leenaar kom en sê, maar jy het dit en dit gedoen, dan sê jy, van waarvan praat jy? Van wie praat jy? Maak soos doen ons ouers maak, hulle dink ek is verskeel. Dan kyk ek hulle en dan kyk hulle om. Jy sê, ek is skeel nie, ek kan jou kyk man. Maar maak soos hulle, van wie praat jy, Satan? Praat seker nie met my nie. Want die bloed het my gewas. God dink nie aan jou verlede nie. Dis die woord. Dis die woord. Hy dink nie aan jou verlede nie. Hy sit daar nie met die boekie, as jy gesond sê, maar nou kap ons jou weer, as jy weer in die hel. No. Nee. Kind van God, ek wil jou vanoggend sê, die krag van die woord, die saad, kom ons gaan aan. Die woord van God is die saad. Ons moet die krag van die saad geopenbaar ken. Ons moet die krag van die saad ken. Jesus sê vir sy disippels in Lukas hoofstuk 9 vers 1 en 2 sê hy, kyk, ek gee julle mag en gesag oor al die duiwels. Gaan
maak die siekes gesond. Jy kan lees, dit is wat ek vir jou sê, dit is wat daar staan. Gaan maak die siekes gesond. Vers 2 sê hy gaan verkondig die evangelie van die koninkryk van God. Soos ek goed is vir die mense sê, maar God sal verstaan, hey, jy moet versigtig wees wat jy sê, man. Alles sal verbygaan, maar sy woord nie. God se woord staan vas. Hy is onveranderlik, alles sal verbygaan. Maar nie die woord nie. That's why we need revelation of a power of a seed, the word of God. Die krag. Totdat jy nie die krag van die woord verstaan nie, sal jy maar arme Susie bly hoor. Arme Jannie. Huh? No, you will become powerful. You know the power of the word. God het gesê, en ek staan voor mense, ek sê, God het gesê, God het gesê, God het gesê, Nico, God het gesê. En as God het gesê het, Natasha, staan dit vas. En ek kom nie apologeties, of met ander woorde, ek kom nie verskonend oor na mense toe nie, om hulle gewete te spaar nie. I love him enough to tell them truth. Why? I know the power of the truth will set you free. Nou, hoekom wil jy kom nonsens praat met mense? You need to tell them truth. Jy moet hulle waarheid vertel, geliefdes. Hulle het nodig dat hulle vry kan kom, hulle kan nie vry kom as hulle die waarheid hoor nie. So wanneer ek die woord spreek, kom hy met die volle vermoë, maar dit is daai persoon se keuse. Hoe gaan hulle die woord, die waarheid ontvang? Jesus sê hierdie dinge, en 'n apostel, 'n swart apostel van Kenia, het my, toe hy hierdie ding preek, hy is die eerste swart pastoor wat in die Smithvolle Evangelie gepreek het. Hy het 'n hele week gepreek. Hy het by my in huis gebly. Maar toe hy daai dag daai ding preek, hy sê, Jesus sê, hy het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Maar op 'n ander plek sê Jesus, hy sê, ek, Jesus, seun van God, oordeel ook niemand nie. Maar my woorde, wat ek gespreek het, gaan hulle oordeel. That's why it's dangerous to sit under the word of the Lord. You hear the word of the Lord, but no revelation. You reject the word. Dis gevaarlik, kind van God. Dis gevaarlik. Jy hoor die woord. Jy stap by daardie deur uit en jy doen niks met daardie woord nie. Maar die krag van die woord. The power of a word. Nou kom ons gaan so 'n bietjie daar na Markus toe. Kom ons gaan gou Markus hoofstuk 4 toe. Is julle met my? Moet ek klaarmaak? Okay, Markus 4. Kom ons lees vers 20. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem, en vrugte dra 31, 61, 100voudig. Kind van God, hoe weet ek of u die woord ontvang het? Huh? Moenie my sê, pastoor, jy preek mooi nie. Hey, nie, ja, nie daai ene nie. Nee, nie daai ene nie. Gaan sê dit maar vir iemand anders, maar nie vir my nie. Wys vir my die reaksie van die woord wat ek gesaai het. Dis wat ek wil sien. Jy sê, jy sê vir my, is mooi woord nie. Jy mooi gepreek nie, pastoor. Jy het gepreek dat nie 'n spoeg geval nie. No. It is wrong.
We need to see, you need to bear fruit. Die woord wat ek saai na jou toe, moet vrug dra in jou lewe. En dis hoekom die gawes van die Heilige Gees waaroor hierdie bediening baie lui is. Julle as arrogant ingaande die gawes van die Heilige Gees. En ek sê dit nie met oordeel nie, ek sê dit met hartseer. Ek bied leringe aan om jou te help om vrug te dra. Maar jy maak moedswillig 'n keuse om nie hier te wees nie. Hoekom moet ek dit vir jou sê? Ek het dit nou gesê. So hierdie woorde wat ek tot jou gespreek het, jy sal nooit vir die Here sê, maar ek het nie geweet nie. Jy sien die gawes van die Heilige Gees leer jou om in die duisternis die lig te wees. Jesus het net bedien nadat die Heilige Gees oor hom gekom het. En toe kom die gawes van gesondmaking, en die gawes van bevryding kom, die gawes van voorsiening kom, die gawes kom van hoop kom, ouens. Nadat die Heilige Gees oor hom gekom het, dis ook vir jou gebid, Lord, give him your spirit, fill him, sodat jy kan bedien jy die gawes van die Heilige Gees. Kind van God, wat verstaan die kerk nie? Hy sê Efesiërs 3:20, hy het dit gesê, ver bo kan dit wat jy kan bid of dink deur die krag wat in jou werk. God help ons. Die krag van die woord. Hy moet vrug bring. Dit help nou nie, ek bedien vir 40 jaar en daar is die vrug nie. Ek kan nie jou emosies vir jou soetsappig met jou emosies wees nie, man. Emosies, nee, bring jou in die moeilikheid. Maar die woord van God doen. En wanneer jy as 'n koning wil regeer, sê vir jou, ja, is al my gawes, al my gifts is daar vir jou, regeer. Nee, julle hoor my nie. Julle hoor my nie. Julle hoor my nie. Julle hoor my nie. Julle hoor my nie, word wakker. When you know the gifts of the Spirit of God, all of a sudden, the power of the gifts of the Spirit and the presence of God will start to manifest in and through your life. And when you speak to people, you will discern a word of knowledge, a word of wisdom, the sermons of the Spirit, and all of a sudden, the gift of power will come, and you will raise them up. All the power of the kingdom of God is within us, but we don't hear the word of the Lord. Man, ons is lekker stoelsitters. Kom kind van die Here, wanneer gaan die kerk wakker word? All the power. Hy sê in Handelinge 1:8, hy sê, en julle sal krag ontvang, wanneer my gees oor julle kom, en julle gaan my getuie wees. Hoe lank? Dinamusbediening, hoe lank? En u wat na my luister op YouTube, hoe lank gaan ons nog stoelsitters wees? We need to know the power of the word. God homself, die skepper van die hemel en die aarde. Kyk na die berge waar omperl. As dit nie jou aandag kry nie, weet ek nie, man.
Ry 'n bietjie die hoërskool pas uit, ry 'n bietjie woeste, so ry tussen daai berge, maar sy hier is 'n berge, God het dit gemaak met 'n woord. Dis my God. Dan kry jy verwaande mense, wat God wil bevraagteken. Hulle ken nie die woord nie, hulle sit op televisie, hulle kyk die nonsens programme, but they don't know the power of God. When we want to ask, question God. Omdat die kerk nie die krag van God in ons verstaan nie. Ons verstaan nie. Toe ek tot wedergeboorte kom Lola, die heel eerste ding wat God my gesê, soek my krag. Jongman, soek God se krag. Soek God se krag. En all of a sudden, jongman, jy word bold. Jy word bold. Jy word kragtig. En jou fear, no demon. Geen duiwel. Jy vrees niemand nie. Nie eers jou girlfriend se Samaan nie. Kom kind van God, die kerk met die krag van die woord begin verstaan en ken en lewe. Weet jy, Salome, weet jy hoe die duiwel van jou gesteel het? En die eerste van alles, jy het hom toegelaat. Maar ek wil jou vandag sê, dis 'n einde, dis 'n einde. The power of God within us. Met al die gawes en al die autoriteit. Mag, gesag beteken, dis die autoriteit en die vermoë oor al die duiwels. Daai ou wat die Here nie wil dien nie, man. You need to trust God for wonder and a sign, man. Here, kap hom met blindheid. Totdat ek sy oë weer oopmaak. Here, laat hy stom word as hy teen u sy mond uitspoel. Hey. Lees julle in die Bybel wat ek van praat? Lees julle in die Bybel wat ek van... Kyk 'n bietjie daar, 'n bietjie na die apostels se bediening, Maar jy skryf jou wind uit of daai ene. Ek wil jou vandag sê, kind van God, die woord het krag. Het vermoë vir die man en die vrou om op te staan, sê, I am the king of God, I'm God's king, I am his priest, I'm his co-worker, hy is in my. Wil jy my verragtig, maar kan jy so dom wees, duiwel, om my te wil challenge? All the power, all the wisdom is within me. Sê, wow, skrik wakker. Kind van God, hoor wat sê hy, vers 26. En hy het gesê, dis Markus 4, en hy het gesê, so is die koninkryk van God, so wanneer 'n mens die saad in die grond gooi. Hey, magtig man, kyk vir my. Hoor julle wat ons lees? Hy sê, so is die koninkryk van God, as jy die saad vat, en jy gooi hom in die grond. Hey. So is die koninkryk van God. Soos jy die saad vat, en jy gooi hom in die grond. Die plant, hy sê gooi. Ek sê, Here, kom praat nie van plante, hy sê gooi hom. So is die koninkryk. So is die koninkryk. Waar is die koninkryk? In jou. Kyk, ons lees aan. Kyk of julle sien wat ek sien.
Hy sê, en soos die koninkryk, die mense die saad in die grond gooi. Hy gaan slaap. Kyk gou vir my. Jou worry gehad, ekskuus tog. Maar ek het dit gesê, en ek sê dit nog steeds. Wat bekommer jy jou oor die woord? Wat bekommer jy oor wat mense gaan sê van jou, Karen? Wat worry jy? Hier sê hy, so is die koninkryk van God. Jy saai die saad, jy gooi dit, dan wat gemaak jy? Gaan slaap jy. Hey, het jy al gesien ou wat worry slaap nie? Hulle lê in rondrol en pla my. Is waar. Maar nou sê hy, dis soos iemand wat dan gaan slaap. Hy het die saad gesaai van die koninkryk van God. Nou gaan slaap hy. Hoekom gaan slaap hy? Hy het die bekommernis nie. Hy het die worries nie. Wat gaan skoonma maak? Wat gaan skoonpa maak? Wat gaan die ene maak? Wat gaan daai ene maak? Hey. Hy gaan doedoes. Hey, as jy die krag van die saad ken, sal jy ook lekker gaan slaap. As jy gesê het, Toon word genees, dan is hy genees. Dan gaan slaap jy. Georgie? Hey, vir jou pa sê groete. Ek sê ernstig hoor. Jy sien, Natasha, as daar nou tyd is, wat daar ontploffing moet kom na die hospitaal, is dit nou. En jy is nie te oud nie hoor. Nooit, is reg, ja. Jy is nog nie 80 nie. Okay. Wanneer word jy 80? Next year, yes. Ek het ons knolpaat hier. Jy sien kind van God nou sê hy sê so is. So is hy sê, en hy gaan slaap en staan op. Nag en dag. Hy is nie soos daai ou, Here help. Al en elkant swaar. Ek vat my laste na die Here toe. Want die Here sê, bring julle laste na my toe. En natuurlik daar by die troon, dan sit ek my laste dan neer. Sê ek, dankie Here Jesus, dat U my laste gevat het. En dan draai ek om, en ek stap weg met my laste. Nie vir sê ek lieg nie hoor. Nie vir sê ek lieg nie. Maar wanneer jy die krag van die woord ken, trompie, wanneer jy die krag ken, ou broer, dan gaan slaap jy lekker, jy gaan staan op, met 'n jubel in die hart, wow, ek het die saad gesaai, wow, en dan gaan 'n dag of 2 verby, ek is bly, ek verlustig my in die Here, soos die kontrakte, George, soos die kontrak, so kom die besigheid het, sal you need to believe a word of God, man. Want jy is in besigheid to shine. Dis hoekom jy in besigheid is, man. Nou hoor wat sê, man, Here help ons. Nag en dag en die saad spruit op en word groot. Hoe? Weet hy self nie. Dis die slaap van geloof, as ek het so mag genoem. Jy gaan slaap, staan op, en as jy sien nie, sien hoes op. Hoe? Weet jy nie, maar jy weet die krag van die saad, Karen, die krag van die saad, die vermoë, God het gesê, en hy kan nie lieg nie. Wow! Kom kyk! Here help. Hoe weet jy self die band van self bring die aarde vrug voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar.
En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Nou, kind van God, so is die koninkryk van God. When you open your mouth and you speak the word of God, not opinion free, nie daar ene nie, né? Jy gaan die woord spreek. Dink jy nie is dit vir jou vrou vir 'n nuwe werk nie? Hy weet, ek is skielik, kyk hoe. Nee, Nico's pension. Weet jy, ek kyk nou en ek voel in my gees, is tyd vir jou vrou vir 'n nuwe werk. Goeie betaling, jy moet waarde, jy moet betaal wat in die waarde dinge. Gaan bid daaroor hierdie woord. Maar jy het daar gesê, ek stem saam, so jy kan dit nie verander nie. Die Bybel sê is 2, 3 op aarde oorsaak saam, en so gaan dit nie, dit staan vas. So gaan slaap rustig. Nie jy dit probeer uitwerk nie. Jy saai. Want jy, Here help ons. Hoeveel keer wil ons probeer om God te help? Maar ons doen dit. Ons doen dit. Maar as hy dit gesê het, dan moet jy rustig wees. Net as jy die woord glo, dis wanneer jy rustig kan wees. Dis wanneer jy lekker gaan slaap. Jy worry nie, man. Prys God, Januarie is verby. Daar's nie meer 'n Januarie nie. Kom, kind van die Here. Maar jy sien, dis die krag. As God hierdie ding gesê het, alles sal verbygaan, maar sy woord nooit nie. Dan kan ek en jy dit glo. Dan kan ek en jy dit praat. Time is come. Time is come. Kom kyk. Saai, maai, deel 4. Eywa loop rond, Eywa luister nie, want Eywa moes haar pa reg gehelp het. Ek het daar gevra om haar pa te help. Maar sy het nie geluister nie, of sy haar pa het nie geluister nie. Ek weet nie. Kom kind van God. Ek is klaar. Maar die woord van God, hy doen wat hy kan doen. Dat hy op goeie grond val. Vanoggend is so lekker worship en praise. Dit is lekker worship en praise, né? Lekker gewees, hè? Maar sal een van die dae gaan ek vir julle 'n lekker teaching gee, kom ons met tekkie aand, gaan in die aande doen, 'n lekker tekkie aand, dan gee ek julle lekker goeie teaching, Bybelse beginsels oor worship en praise, né? En dan dans ons. Né? Langs, nie so kali trakkie, sakkie, boere dans. Kom kind van God. Die woord van die Here. Laat die woord nie jou gehoor verlaat nie. Kry daai boodskap, luister hom en luister hom. Ek het 'n paar seels gegee in hierdie boodskappe. Selgroepleiers praat 'n bietjie daaroor. Selgroepleiers laat die gemeente praat. Skryf die goedjies neer, kan ek sien jy het ook nie 'n boek hier so mee nie. Jy lees nie eers die boek op jou wanneer laat jy Matteus gelees? Laat jy? Here help vir Kali. Kom ons praat oor die ding. Ek weet, Roderick, ek weet, as hy sal lei of Rochelle, dan gaan dit oor, wat doen ons met die woord, wat doen ons? Is dit waarheid? Ek weet, maar wat doen julle?
Jy hoor. Here dat sy begin doen. Amen, amen. Julle moet meer vir julle maar bid hoor. En weet jy wat maak julle dan? Wys haar die pad, Wys haar wat duiwels uitgedryf. Wys haar wat soetjies gesond gemaak. Wys haar wat kontrakte losgemaak. Dat jy pa nie man dat hy werkers kry, goeie kwaliteit werkers, goeie betalers kry, Dat 'n bakkie en 'n klein bakkie kan kry, kan jy 'n klein bakkie ry. Julle lag vir my, maar ek is ernstig. Ek is ernstig. Ek kan nie vir jou maak kar gee nie. Dis goeie man dit. Ja, dis waar. Prys vir Lord. Amen, ouens. Kom ons vat vas. Kom ons vat vas. Kom ons doen wat God wil hê ons moet doen. Amen. Kan ons by die tafel van die Here